Shalom familie. Groete vanmôre in Jesus mooie naam. Amen. Ek wil praat op die titel Eensaam en Gebroke. Miskien is daar iemand wat so voel vanmôre, eensaam en gebroke. Nou prys die naam van die Here. Die woord van God sê, opgeskrywe in die boeke van Johannes hoofstuk 5 versie 5, dat eendag terwyl Here Jesus Christus homself bevind by Bethesda, die Bybel sê terwyl hy so om hierdie bad van Bethesda stap, sien hy 'n klomp lammes, 'n klomp siekes, 'n klomp krepeles wat daar voor die bad lê. Nou die Bybel sê 'n sekere man wat al 38 jaar siek was, het Jesus se aandag getrek. En Jesus het na hom toe gestap en hy vra vir hom hierdie vraag: "Meneer, wil jy gesond word?" Nou hierdie man kyk so op na Here Jesus Christus en hy antwoord uit hartseer uit. Hy antwoord uit eensaam uit. Hy antwoord uit pyn uit. Hy antwoord uit kwaad uit. Hy sê: "Here, daar's niemand om my te help om in hierdie bad in te klim nie." Hy sê: "Here, elke keer as ek wil inklim, is daar altyd iemand voor my wat ingaan. Here, ek is alleen, ek het nie familie om my te help nie. Ek het nie vriende om vir my 'n steunpilaar te wees nie. Here, ek is alleen in hierdie toestand in." Hy antwoord nie die vraag wat die Here Jesus Christus hom vra nie, maar hy antwoord uit sy pyn en uit sy smarte uit. Miskien is daar iemand vanmôre, geliefde luisteraar, wat soos hierdie man voel, dat ek het niemand nie. Ek hoor dit is maklik vir mense om te sê, jy's lui, jy wil nie werk gaan soek nie. Maar hoe baie male het ek al werk gaan soek en nie werk gekry nie. Maar dit lyk asof die mense wat connections het, die mense wat mense ken, gaan voor, hulle kry voor my die werk. Ek wens, ek het ook familie gehad wat in hoë plekke in werk. Sekere jongman sê, miskien is dit omdat ek nooit 'n pa gehad het nie, die wat ek my vrou so behandel, die wat die social workers en die psychologists sê vir hom so, dat miskien is dit omdat jou pa so gewees het, deur is jy so. Jongman voel gedruk, miskien is dit omdat ek nooit 'n pa gehad het nie, die wat ek nie weet hoe om my vrou te behandel nie. Jong dame voel miskien omdat ek nooit 'n pa gehad het, die wat elke kind se pa my gelos het. Ek het nou al 3 kinders en elke man het my gelos. Miskien is dit omdat my pa my gelos het. Hoor dit so te wees. Daar is 'n leemte in jou in daar binnekant, my broer. Jy het 'n leemte, my suster. Jy het 'n leemte, jy het 'n hartseer, jy het 'n kwaad in jou in. En dit is wat maak dat mense jou so begin behandel. Mense begin wegbly van jou af. Van jy's afjakkerig, jy's lelik teenoor die mens. Hartseer, leemte, eensaamheid het 'n manier om 'n mens 'n lelike mens te maak. Die Bybel sê dat hierdie man by die bad van Bethesda sê: "Here, ek het niemand nie. Here, ek is alleen." Maar ek besef hy het nie geweet wie om daardie vraag vra nie. Hy het nie geweet dat die lewe hom daardie vraag vra nie. Hy het nie geweet dat dit Jesus Christus, die Seun van God is, wat hom daardie vraag gevra het: "Wil jy gesond word?" nie. Miskien is dit jy, my broer, wat in daardie toestand in sit vanmôre, maar Here Jesus Christus vra: "Wil jy genees word? Wil jy gesond word? Wil jy hê ek moet daardie leemte vul in jou binneste in? Jy soek al so lank werk, soek jy werk vanmôre? Here Jesus Christus vra die vraag vanmôre: soek jy liefde vanmôre? Almal wat bemoeid en belas is, sê die woord van God. Jesus sê: "Kom na my toe en ek sal julle rus gee." Hoor wat sê in die boeke van Hebreërs hoofstuk 13 versie 5: "Ek, die Here, sal julle nooit begewe nie en ek sal julle nooit verlaat nie." As hierdie man, as jy maar net besef dit, wie met jou praat vanmôre? Wie daardie vraag vra: "Wil jy gesond word?" Sal jy vinnig gehast het as jy maar net geweet het wie die Here Jesus Christus is, wat sê hy sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie.
Met ander woorde, hy sê, even in jou siekte in, as ek daar die Here Jesus Christus, even in jou hartseer en in jou pyn en wanneer die wêreld jou verstoot, as ek daar saam met jou. Hoor wat sê hy, prys die naam van die Here in die boeke van Jesaja 42 versie 3. God sê, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. Met ander woorde, ongeag hoe die wêreld jou vertrap het, ongeag hoe jy geverskeer is, hy sê, die Here Jesus sê, hy sal dit nie verder doen aan jou nie, maar hy gaan jou seer toemaak, hy gaan jou balsem, hy gaan jou seën, hy gaan jou optel, hy gaan jou versterk, hy gaan jou nie verder verbreek en afknak en afbreek nie. Terwyl hierdie sieke so na Jesus kyk en hom die antwoord gee, weet Jesus dat hy die God is wat lief is, dat hy die skepper is van hemel en aarde, weet hy dat hy die God is wat die mens geskaap het, weet hy dat wanneer die mens tot by hom uitgekom het, het die mens by die lewe gekom. Hy het dit geweet, hy is die lewende van, hy is die lewende waters. Hy sê vir hom, ek sê vir jou, staan op, tel op jou bed en loop. Die Bybel sê onmiddellik het krag in hierdie man se voete ingekom en het opgestaan en het sy bed opgemaak en het geloop, prys die naam van die Here, en hy was volkome genees, van hy tot by die Here uitgekom, die Here het tot by hom uitgekom, vervulling vir sy leemte het gekom, ek sê blydskap vir sy lewe het gekom, deurbraak vir sy lewe het gekom, en vanmôre sê Jesus vir jou, staan op, tel op jou bed en loop, daar die bed van hartseer, Jesus sê, tel hom op, en ek wil hê, jy moet heers oor hom, Jesus sê, daar die bed van werkloosheid, ek sê, staan op en tel hom op, ek wil hê, jy moet heers oor hom. Solank is jy besig om te wag vir 'n werk, terwyl Here Jesus Christus jou geseënd het, met hande, met gedagte en met voete, om jou eie besigheid te begin, meneer, mevrou, jy's lankal al geseën, jy moes lankal al ver gewees het, maar jy sit en wag en lê op daardie bed van werkloosheid. Jesus sê, genoeg is genoeg, staan op en tel op daardie bed en heers oor hom. Vir te lank lê jy op daardie bed van hartseer en haat. So en so het my gelos van dat ek my werk verloor het. My vriende is nie meer saam met my nie. En jy lê met haat. Jy lê met kwaad. En jy kan nie vorentoe gaan in lewe nie, van jy hou aan om te dink aan die goeie dae wat verby is, maar die Bybel sê daar's nog beter dae in stoor vir jou. Dit is nie al wat die Here gedoen het vir jou nie, maar hy het nog meer in stoor. Vir al wat jy moet doen is staan op vanmôre, vat 'n stap van geloof, stap op die woord van die Here. Hy sê, jy het gesê, daar's mense wat altyd voor jou gaan wanneer jy die CV in gaan gee, maar vanmôre het jy ook 'n connection. Die koning bo alle konings, naamlik Jesus Christus sê, vat jou CV in, I'm giving you favor. Die Bybel sê hy het opgestaan en hy het gestap, prys die naam van die Here, hy het gestap in geloof en hy het gestap met alle oorwinning. Vanmôre is jou dag, vanmôre is jou uur. No more. Genoeg is genoeg dat ek in hartseer en in selfbejammering sit. Ek staan op vanmôre. Die Bybel sê hy het opgestaan en het geloop. Geliefde broer en suster, ons lewe in 'n tyd waar ons mekaar nodig het. Kom ons verstoot nie mekaar nie, kom ons breek nie mekaar af, kom ons bid vir mekaar en kom ons stel mekaar op. Satan se plan is om tweedrag te bring.
Wanneer daar tweedrag is, die Bybel sê, 'n huis wat verdeeld is teenoor homself, sal nie staan nie. Tot ewen familie wat verdeeld is teenoor homself. Broer praat nie met suster nie, suster praat nie met ma nie, pa praat nie met suster nie. Hy is verdeeld in homself. Die Bybel sê, dat die koninkryk sal val. Geen wonder, broer bly op die straat, suster bly daar waar sy bly, ma bly nie met pa nie. Die huis is deur mekaar, is omdat daar verdeeldheid is. Maar vanmôre kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons gee om vir mekaar. Kom ons dink nie ons is beter as die volgende persoon nie, maar kom ons bring die Here Jesus Christus as die God van die wêreld, van ons lewe in ons huis in vanmôre. No more loneliness. No more brokenness. But we are going to build one another. Ek besef, eensaamheid het 'n manier om 'n mens te krank te maak, om 'n mens te krippel, om 'n mens op een plek te hou. Maar vanmôre is die Here Jesus Christus by jou deur, my mami. Vanmôre Jesus Christus is by die deur, my broer. Steek hom op te staan. Kom ons bid. Almagtige Vader, Hemelse God, dankie vir die woord. Ons bid Hemelse Here, my koning, dat U die God sal wees om daardie leemte, om daardie gebrokenis te kom herstel en die leemte te vul vanmôre. Kom woon in ons lewe in, kom woon in ons hart in. Gee vir ons 'n rein hart en 'n skoon gewete. Hemelse Here, verbreek elke demoniese mag, vloek en plan van Satan oor ons lewe in Jesus mooie naam. Vanmôre bid ons Hemelse Here vir krag en sterkte. Ek bid Here dat U deure sal oopmaak wat toe is, my Here. Seën jong manne, seën jong dogters, Hemelse Here, wat op soek is na werk. Seën hulle in die naam van Jesus. Hierdie wat genesing en gesondheid soek, Here, genees hulle in die naam van Jesus. Ek bid Hemelse Here, my God, hierdie is wat vaderloos groot geword het. Hemelse Here, ek bid dat U 'n God sal wees van naby vir hulle, my Here. Dat U 'n Vader vir hulle sal wees, my God. Hemelse Here, die wat honger en dors is, dat U 'n God sal wees wat vir hulle voorsien vanmôre. Ek bid Hemelse Here, seën my God en tel op, laat hierdie boodskap en hierdie woord elke luisteraar sal seën in Jesus naam. Amen en amen.